Ek het 'n artikel gelees wat in 2007 geskryf is. Ons praat nou van lang terug in die ou dae. 2007. Dis voor Instagram, dis voor Netflix, voor Zapper en Snapscan. Dit voel amper soos 'n ewigheid terug. Nou hierdie artikel geskryf in 2007 het vir ons gesê dat ons toe glo dit of nie, omtrent 5000 advertensies aan elke dag was ons blootgestel aan 5000 advertensies. Nou op enige gegeewe dag, waar ook al jy gaan, word jy gevolg deur advertensie na advertensie na advertensie na advertensie. Nou in die jaar 2007 het jy omtrent 5000 advertensies per dag gesien. Nou fast forward na vandag, die aantal advertensies wat ek en jy sien het eintlik maar verdubbel. Met die koms van sosiale media en bloggers en influencers sien ons ongeveer so 10.000 advertensies per dag, wat eerlikwaar nie goeie nuus is vir ons nie, want studies toon, dit wys vir ons dat hoe meer advertensies ons sien, hoe ongelukkiger word ons. Want elke wakende oomblik word ons herinner aan wat ons nie het nie, aan waar ons nog tekort het of waar ons tekort skiet. Wat dinge werklik erger maak is dat die deurdringende boodskap van meeste advertensies is dat om gelukkig te wees, jy meer moet kry. Jy moet ophoop. En jy kan nie 'n goeie lewe hê sonder daai nuwe iPhone of jou gunsteling brand van skoene of handsak of vir meeste mense wat ek deesdae sien is daai Stanley Cup, nee, sonder 'n Stanley Cup is jou water net nie koud of nie warm genoeg nie. Nou ek verstaan jy voel jou lewe is nie volledig sonder daai Stanley Cup nie, nee, maar in die kultuur vandag, dit skree oor en oor en oor vir ons dat jy is meer geseënd om te kry. Jy's meer geseënd om te verkry, om op te hoop, né? Die kultuur van vandag skree 10.000 keer per dag vir ons. Dit is meer geseënd om te kry. Maar Jesus het 'n baie teenkulturele boodskap. Hy sê iets anders. Trouwens, hy sê in ons lees dit so in Handelinge 20 vers 35 die volgende. Jesus sê, dit is meer geseënd om te gee as om te ontvang. Dit is meer geseënd om te gee. Trouwens, die woord in die Grieks wat vertaal word as meer geseënd, beteken eintlik iets soos gelukkig. Dit beteken gelukkiger. Dit beteken dat jy eintlik gelukkiger is wanneer jy vrygewig is. Jy is meer vreugdevol wanneer jy gee. Jy is meer vervuld wanneer jy gee. Jy is meer geseënd wanneer jy gee as wanneer jy ontvang. En wat ek van so baie van julle weet, is dat, en julle weet dit, nee, julle hou daarvan om te gee. En baie van julle sou graag meer wou gee, maar julle voel soos ek jarelang gevoel het. Jy voel asof jy dit net nie nou kan doen nie. Jy wil meer gee, maar ek voel asof ek net nie kan nie. En daarom wil ek vandag met julle praat oor hoe om buitensporig vrygewig te wees. En dis ook die titel van vandag se boodskap is, wanneer jy ophou terughou. Wanneer jy ophou terughou. So kom ons bid saam. Vader, ons bid vandag vir u genade. Ons bid dat u vir ons sal help en sal bystaan. Ons vra dat u vir ons werklik vandag deur die krag van u woord vir ons sal lei en sal rig en sal leer en ons harte sal oopmaak vir juist dit wat vandag u vir ons wil sê en vir ons sal vat na 'n plek van groter vrymoedigheid, 'n buitensporige vrygewigheid. Ons bid dit al saam in die mooi naam van Jesus en ons almal sê amen en amen en amen. Nou as jy nuut is by ons is in 'n boodskapreeks met die titel Ek het besluit. Ons praat oor die krag van ons besluite, want die kwaliteit van ons besluite bepaal gewoonlik die kwaliteit van ons lewens. Nou die probleem is, meeste van ons is nie baie goeie besluitnemers nie. As jy dis nie die afgelope paar weke by ons was nie, het ons 'n stelling wat ons graag volg, wat ons sê, en ons maak 'n paar vooraf besluite. In plaas daarvan om te wag, en dis die stelling, om te wag totdat ons in die hitte van die oomblik is, om met ons emosies 'n besluit te maak, sê ons nie, ons wag eerder vir God om vir ons te lei en ons te rig, en ons maak 'n vooraf besluit. Nee, bidend, strategies, vooraf maak ons 'n besluit. Wanneer ons met iets gaan gekonfronteer word in 'n spesifieke situasie, het ons reeds daaroor nagedink, reeds gebid daaroor en ons het vooraf besluit om 'n baie spesifieke aksie te neem. Nou vir die doel van ons studie en hoe die reeks werk, het ons 6 vooraf besluite wat ons sê. En ek gaan dit weer vir julle wys. Ek wil graag vir julle sê in die laaste paar weke, ons sê dit altyd saam, so wie is ons? In die eerste week het ons vooraf besluit dat, en jy sê dit saam met my, dat ek is gereed, want die duiwel val ons aan, en ek en jy moet gereed wees. Jy moet saam met my sê, ek is standvastig, ek is toegewyd, ek is vrygewig, ek is getrou,
En ek maak klaar. Nou vandag gaan ons vooraf besluit, vooraf kies, dat ons deur die genade van God meer geseën sal wees deur vrygewig te wees. Ons besluit vooraf om vrygewig te wees. Hoekom? Hoekom is dit belangrik dat ons moet praat oor vrygewigheid, nee? Omdat niemand per ongeluk buitensporig vrygewig geraak het nie. Nee, niemand struikel toevallig in tiendes gee, of in vrywillige offers bring, of iemand anders se huur betaal, of iets koop vir iemand wat dit nie kan bekostig nie, of bedieninge en sendingreise finansier, en soveel vreugde daaruit kry, dat ons nie net met 10% begin nie, maar opgaan na 12%, en dan na 15%, en eendag gee ons 20% of 25%, daai klink amper skerry, nee, en as ons per ongeluk meer gee, seën God ons net meer en meer en meer, en dan eendag los ons toevallige erfenis vir ons kinders en ons kleinkinders. Geliefde, nee, niemand doen dit per ongeluk nie. Niemand struikel toevallig net in buitensporige vrygewigheid in nie. Wat ons dikwels dink is, ek wil meer vrygewig wees, maar ek dink nie ek kan nie. En ons dink eendag, wanneer ek meer het, dan sal ek meer gee. Wanneer ek dit kan bekostig, dan sal ek meer gee. Maar wat ek wil hê, jy moet verstaan, is dat dit is nie hoe vrygewige mense dink nie. Nee, vrygewige mense dink absoluut anderste. Want vrygewigheid gaan nie oor wat jy het of nie het nie. Vrygewigheid gaan alles oor die hart. Dit is 'n hartssaak. En jy weet dit, want jy het al arme mense gesien wat suinig is, en jy het al arme mense gesien wat buitensporig pragtig en opofferend vrygewig is. En net so, het jy al ryk mense gesien, welaf mense gesien, wat so suinig is, dat jy niks uit hulle uit kan kry nie. Maar jy het ook die keersy gesien van welaf ryk mense wat doelbewus en passievol vrygewig lewe, wat graag wil gee. Dit is hoekom ons so nou gaan leer om vrygewig te wees, want as ons nie nou vrygewig is nie, beloof ek jou, gaan ons nie later vrygewig wees nie. Trouwens, Jesus het een van my gunsteling gelykenisse vertel, en dit illustreer baie meer as net wat ek met jou gaan deel. Maar, aan een van die beginsels daarin is presies hierdie. Daar was 'n ryk man in Lukas 12, wat 'n groot oes ingesamel het. So, die rykes het net nog ryker geword. Dis die hele storie van hierdie ryk man. En toe vra hy homself, wat moet ek doen met al hierdie rykdom? Ek het die plek om dit te stoor nie. Waar gaan ek dit hou? Nee, dis wat hy sê. Hy raak daai stelling kwyt. Nou, laat ek jou sê wat hy nie gesê het nie, nee. Hy het nie gesê, laat ek dit vir ander mense gee nie. Kyk, ek het nou so baie, ek het nou soveel meer, so ek gaan ongelooflik vrygewig wees. Ek gaan my gemeente ondersteun, ek gaan 'n bediening ondersteun. Ek gaan enkel maas help. Ek gaan seën vir die mense rondom my wees. Ek gaan 'n gemeente help plant en ek gaan dit help finansier. Ek gaan mense help om universiteit toe te gaan. Geliefde, dis verseker wat hy nie gesê het nie. Nee, hy het niks van daai gesê nie. Inteendeel, hy het gedoen wat hy altyd gedoen het. Wat die ryk man gedoen het, toe hy meer gehad het, is om te doen wat hy altyd gedoen het. En ons lees dit hier in Lukas 12 vers 18, wat die volgende sê, dis hierdie man se woorde, hy sê, ek weet, ek sal my skure afbreek en groter skure bou. Dan sal ek genoeg plek hê om al my koring en al my besittings te bære. Dan sal ek terugsit en vir myself sê, my vriend, jy het genoeg gestoor vir jare vorentoe, nou kan jy die lewe geniet, eet en drink en wees vrolik. Hoekom het hy gedoen wat hy altyd gedoen het? En die rede hiervoor is, omdat meer geld jou nie meer vrygewig gaan maak nie. Inteendeel, meer geld maak jou net meer van wat jy reeds is. Meer geld verander nie wie jy is nie, dit openbaar wie jy is. En daarom is hierdie 'n belangrike gedagte vir vandag. As jy eendag vrygewig wil wees, wanneer jy meer het, leer om vrygewig te wees wanneer jy minder het. Ek gaan dit weer sê, as jy eendag vrygewig wil wees wanneer jy meer het, leer om vrygewig te wees wanneer jy juis minder het. Ons maak vooraf die besluit. En wat ek vandag wil doen is om jou te help om te doen wat ek weet jy wil doen. Want ek weet almal van God se mense wil eintlik meer vrygewig wees. Ons voel net asof ons nie kan nie. Daarom wil ek vir jou 'n paar beginsels wys wat waar is vir alle vrygewige mense, en dit gaan ons vooraf besluit. Dit is wie ons is. Ons gee nie net iets wat ons gee is nie net iets wat ons doen nie, geliefde.
Vrygewigheid is eintlik 'n identiteit. Dit is wie ons is. So daar's twee eienskappe van vrygewige mense en die eerste eienskap is die volgende: vrygewige mense beplan om vrygewig te wees. Nou jy mag dalk sê, maar ek het gedink vrygewigheid is iets wat spontaan gebeur. Jy sien 'n ou aan die kant van die pad met 'n bordjie en jy gee vir hom iets. Jy sien iemand is haweloos en jy voel jy moet hulle help, of jy sien iemand in die supermark en hulle lyk of hulle swaar trek en jy dink, weet jy wat, ek gaan vir hulle kruideniersware koop, of jy betaal vir die persoon agter jou in die ry by 'n kitskos restaurant, 'n McDonald's of 'n KFC, jy betaal hulle rekening. Jy dink soos eers ek voel 'n bietjie emosioneel. So ek het gedink ek gaan vrygewig is en dan dink ek dit is vrygewigheid. Nou om eerlik te wees, dit is hoe meeste mense gee. Meeste mense gee meeste van die tyd so. Jy sien 'n behoefte en jy voldoen aan daardie behoefte. Jy hoor 'n hartseer storie en jy doen iets omtrent daardie hartseer storie. Jy sien 'n prentjie van 'n hondjie in 'n hok wat 'n huisie soek en jy voel jy moet help. Nee, verstaan wat is daai videoetjie wat so inspirerend is met Sarah McLachlan se musiek wat bo dit speel en dan voel jy voel gemotiveer, of is dalk 'n Enya liedjie wat so bo dit speel en dan voel jy soos ek moet daai hondjie moet ek net help. So jy gaan na 'n fondsinsameling toe en iemand inspireer jou om te gee, of hulle laat jou skuldig voel om te gee en dan gee jy. En geliefde, dit is wat gee is, maar dit is nie dieselfde as vrygewigheid nie. Daar's 'n enorme verskil. Om dit baie duidelik te stel, gee is verseker goed. God word geëer deur jou en my wanneer ons gee, maar gee is nie dieselfde as vrygewigheid nie, en hierin is die groot verskil. Vrygewige mense hoef nie skuldig gemaak of hulle hoef nie skuldig te voel voor hulle gee nie. Vrygewige mense hoef nie geïnspireer te word om te gee nie. Vrygewige mense is nie reaktief nie, hulle reageer nie emosioneel wanneer hulle ander mense se behoeftes raak sien nie. Nee, hulle gee nie net wanneer hulle iets ekstra oor het aan die einde van die maand en daar's ietsie wat hulle het om te kan gee nie. Nee, hulle gee nie net wanneer hulle deur die Gees gelei word nie. Vrygewige mense, nee, hulle het eintlik 'n plan. Hulle beplan om te gee. Trouwens, die skrif sê vir ons dit baie duidelik in Jesaja 32 vers 8, het sê, maar regverdige mense, sê dit saam met my, nee, wat doen hulle? Regverdige mense beplan om vrygewig te wees. Geliefde, hulle beplan om vrygewig te wees, en wat nog? En hulle staan vas in hulle vrygewigheid. Ek's mal hieroor, ons staan vas. Ek wag nie totdat ek meer het nie, ek maak nie verskonings oor wat ek nou nie kan doen nie, want gee is nie net iets wat ek doen nie, vrygewigheid is wie ek is. Dis 'n identiteitsposisie, dis 'n identiteitsstelling. Vrygewige mense beplan om vrygewig te wees. Hulle het vooraf besluit om vas te staan in hulle vrygewigheid. Nou, wat snaaks is oor 'n finansiële plan is dat meeste mense reeds een het, né? Jy mag dalk sê, maar ek het nie 'n finansiële plan, ek dink ek moet een kry, maar ek het nie een nie, maar die waarheid is, dat meeste mense het 'n plan om te bestee, hulle het 'n plan om te spandeer, dis my plan, nee, ek spandeer my geld. As daar iets is wat ons wil hê, word ons skielik baie strategies. Ek weet nie van jou nie, maar ek doen nogals navorsing tot op die punt waar dit amper belaglik raak, nee. Ek kyk dan dinge soos, waar is die beste prys vir hierdie artikel? Wat se model van hierdie spesifieke ding is die beste, en watter maatskappy gee die beste waarborg, of waar is daar miskien afslag, waar is daar 'n seil, nee? En 'n seil is 'n gevaarlike ding, veral as jy ding wil hê, nee? Jy soek en jy soek en jy soek en jy beplan om die ding te koop, die ding wat jy graag wil hê. Maar die verskil is, vrygewige mense, hulle beplan nie om verbruikers te wees nie. Vrygewige mense beplan eerder om te gee. Trouwens, wanneer jy vrygewigheid, as dit jou natuur word, is jy strategies en bidend besig om jou hele lewe rondom vrygewigheid te bou. Jy sien, dis nie net 'n reaksie nie, dit is 'n strategie. Dis 'n ingesteldheid waar jy bid en vra, Here, hoe kan ek 'n groter verskil maak? Hoe kan ek tot die maksimum gebruik maak van wat ek het? Nee? Hoe kan ek 'n seën wees vir die mense om my? En hier is die sleutel. Dit is nie spontaan nie. Kyk, dis soms spontaan, maar is beslis nie altyd spontaan nie. Dis verseker nie net emosioneel nie. Dis baie meer strategies. Dis nie net lukraak nie, dit is absoluut doelbewus, want ons het vooraf besluit. Ons is vrygewig. Nou party van julle mag dalk sê, maar ek is nie 'n beplanner nie. Wat ek vir jou wil sê is, dat jy wel 'n finansiële plan het.
Dit mag dalk nie 'n goeie plan wees nie, dit mag dalk nie neergeskryf wees nie, maar jy het verseker 'n plan. En ek sal jou wys hoe meeste mense se plan maar eintlik lyk. Meeste gelowiges se planne lyk maar net soos die wêreld se planne, nê? En ek het vir jou so verstaan, God seën jou, jy kry inkomste en jou eerste stap wat meeste mense doen is dit. Jy spandeer meer as wat jy maak. Dit is die wêreld se plan vandag, nê? En omdat jy meer spandeer as wat jy maak, het jy geen finansiële ruimte nie en jy begin bekommerd raak oor geld. Jy wil graag gee, maar jy kan nie, want jy is bang jy het nie genoeg nie. En nou, wat nou? Jy spandeer weer meer as wat jy maak. En hierdie siklus herhaal homself oor en oor en oor. Ek wil graag meer gee, maar ek kan dit eenvoudig net nie bekostig nie. En dis wat ons moet verstaan. Dis nie net 'n geldprobleem nie, geliefde. Dis eintlik 'n geestelike probleem. Ons vertrou meer op die dinge as op God. Ons vertrou op die dinge wat ons versamel, wat ons bymekaar kry, nê, dat ons moet net meer hê en ons moet meer hê in steede van vertrou op eintlik die Here van die dinge. Wat vrygewige mense doen, hulle breek hierdie siklus. Nie per ongeluk nie, nie lukraak nie, maar strategies. Hulle breek die siklus deur te kies om God eerste te stel. Jy sien, ons lees dit in Jesaja 6 vers, nie Jesaja nie, maar ekskuus, Matteus 6 vers 33 is 'n baie bekende vers wat ons al 'n paar keer genoem het deur hierdie reeks. En dis Jesus self wat sê, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al hierdie dinge sal vir julle gegee word, of al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Geliefde, dit is meer geseënd om te gee as om te ontvang. En wat ek verseker nie sê nie, is dat almal ryk word wanneer hulle 'n tiende of 'n persentasie van hulle inkomste gee nie. Ek sê dit verseker nie. Wat ek wel sê is dat God homself getrou bewys. God is die uiteindelike gewer, die evangelie van vrygewigheid, nê? Want God het die wêreld so lief gehad dat hy sy seun gegee het. Dis waar ons praat oor vrygewigheid, ons praat nie oor welvaartsteologie nie. Sy enigste seun is wie God gegee het. En wanneer ek en jy besef, dis meer geseënd om te gee as om te ontvang, dan verander hierdie siklus. Dit verander hierdie hele benadering, jou prioriteite lyk anders. Die rigting waarin jy besluit en beplan om God eerste te stel, word jou siklus. So 'n normale siklus lyk eintlik so. Dit lyk ek het dit hier om vir julle te illustreer. God seën jou, jy spandeer meer as wat jy verdien, jy het nie 'n finansiële buffer nie, jy raak paniekerig, jy bekommer jou en jy leef van salaris tot salaris. Jy wil graag gee, maar jy voel nie asof jy meer kan gee nie. En aan die ander kant, wanneer jy God eerste soek, voorsien God. En wat doen jy? Jy stel hom eerste, jy eer hom en jy gee aan hom. Jy besluit vooruit om aan hom te gee eerste. En wat doen God dan? Wel, God voorsien. God seën jou. God bewys homself getrou. En wat doen dit? Dit bou jou geloof en skielik eerder as om bekommerd te wees, gee jy meer. Jy is meer vrygewig. Jy hoef nie eens baie te hê of baie te gee nie. Gee is net wat jy doen, né? Gee is nie wat jy doen nie. Nee, vrygewigheid is eintlik wie jy is. Dit is 'n ingesteldheid wat gebeur wanneer jy God eerste stel. So ons besluit vooruit. Ons gaan nie gee wanneer dit gerieflik is nie. Ons gaan nie vir God gee wanneer daar iets is wat oorbly nie. Wat ons doen is ons gee vir God ons eerste en ons beste. En ons vertrou hom om die res te seën. Dit is wat ons doen. Ons besluit vooruit om hom eerste te stel. Dit begin met 'n tiende of 'n persentasie wat jy vasmaak vooraf en dit is 'n besluit. En dan groei jy dit verder van daar af. En wat ek jou wil aanmoedig mee om te doen, is om nie daar te stop nie. En moenie toevallig wees daaroor nie. Ek sal vir jou vertel, nee, ek het 'n paar pelle, ek het vriende mense te ken, gelukkig oor die 20 jaar se bediening, het ek al sulke fantastiese mense ontmoet. Ek het 'n vriend, nee, wat vooruit besluit, elke maand sit hy R500 een kant en dit al gegroei, waar hy besluit met daai bedrag gaan hy mense seën. Elke maand gaan hy uit daai persentasie uit, of daai R500 of R600-700 wat die een kant, hy hou dit in sy kar en dan ry hy rond en hy soek vir 'n geleentheid waar hy mense kan seën, waar hy actually mense kan seën met daai geld. Dis nie toevallig nie, dit is beplande spontaneïteit, verstaan, hy beplan dit, hy het vooraf besluit, hy gaan iemand met daai R500 seën, of hy gaan verskeie mense seën met uit daai geld, dit is deel van sy begroting. Ek ken iemand anderste wat gesê het, elke jaar verhoog
verhoog hy en sy vrou hulle persentasie wat hulle gee elke jaar, vertrou hulle die Here dat hulle in die spasie sal wees om te groei met 'n persent. Hierdie jaar is dit 10%, volgende jaar is dit 11%, dan is dit 12%, 13% en so gaan dit aan. Ek ken iemand wat so strategies is met hulle gee, en dis 'n ware storie, dat hulle 'n vasgestelde persentasie van hulle besigheid se omset aan bediening gee, nê? 'n vasgestelde persentasie elke maand van hulle besigheid se omset gee hulle vir die bou van kerk en vir die opbou van bediening. Hulle beplan om te doen wat vrygewig is. Geliefdes, dit is wat die eerste ding is. Ons moet beplan om vrygewig te wees. Die tweede ding wat vrygewige mense doen is hierdie. Vrygewige mense, hulle rond altyd op, nê? Hulle rond op. Vrygewige mense rond altyd op. En daardie frase is vir my baie persoonlik en ek sal vir jou sê hoekom, nê? Ek het groot geword in die restaurantbedryf. My ouers het vir 'n hele paar jaar het hulle 'n restaurant gehad en ek was 'n kelner en ek het dit so baie geniet en iets wat ek vandag geniet, nê, is goeie diens, waarde vir geld. En wanneer jy inkom by 'n restaurant en is 'n goeie belewenis, nê, dan is ek altyd opgewonde. En daarom het ek besluit ek sal altyd vir iemand 'n fooitjie gee. Ek sal altyd tip, nê. Dis iets wat ek geniet om te doen. Nou, ek doen dit suiwer uit beginsel uit. Soms kners ek want ek voel nie hulle verdien daai fooitjie nie, nê. Maar ek weet ek het besluit vooraf en ek probeer nie die minimum gee nie, ek probeer altyd meer gee. En ek het al soveel keer beleef hoe daai persoon se gesig transformeer, veral as hulle weet hulle verdien dit nie. En ek beleef soms hoe die Here in so 'n oomblik daai persoon se hart net sag maak en hulle weer opnuut net weer hoop kry. Soms het persone 'n harde dag, 'n moeilike dag en is dit nie vir hulle lekker nie en hulle gaan dalk deur 'n ding en dan kom jy uit beginsel uit en jy gee meer. En dan raak hy persoon se hart sag want hulle gaan dalk deur dinge. En baie keer geliefde, ons moet besef dat mense gaan deur soms deur dinge en ek en jy het 'n geleentheid daar om eintlik net teenoor hulle liefde en deernis en sagmoedigheid te wys. Aan die ander kant is ook waar dat ek word gekonfronteer met my eie kwessies, nê, wanneer ek so 'n fooitjie gee wanneer ek nie voel hulle verdien die begeerte nie. Iets wat ek geniet, alles moet altyd uitstekend wees en ek wil graag hê die ervaring moet ongewoon goed wees. Dan word ek herinner, nê, dat die kelner is maar net een van 'n reeks persone wat bydra tot die hele belewenis, nê. Dit herinner my dat ek wat retief is, nie altyd alles om my kan alleen bestuur of beheer nie. So jy sien, dit is wat vrygewige mense doen. Ons gee nie net wat ons kan nie, maar ons rond altyd op. Trouwens, ek is mal oor hierdie vers. Dit is so ryk vers. Salomo het in Spreuke 21 vers 26 die volgende gesê: Elke dag begeer die luiaard net meer en meer. Die regverdige gee sonder om iets terug te hou. Die regverdige gee en weerhou nie. Ons rond altyd op. Jy sien dit oor en oor in die skrif. Die barmhartige Samaritaan, loop en sien 'n man, 'n Jood wat geslaan is en vir die dood gelos is. En hy sit olie op die man se wonde en hy sit vir hom verbande op en hy neem hom na 'n herbergier toe of na 'n hotel en sê: "Sterkte. Ek het vir jou gesorg, hoop dit gaan goed." Nee, dis nie wat die skrif sê nie. Nee, die skrif sê inteendeel, die volgende dag het hy vir die herbergier 2 silwermunte gegee en vir hom gesê: "Sorg vir hierdie man, as hy rekening hoër uitwerk, kyk hier, ek sal vir jou volgende keer wanneer ek weer hier verbykom, sal ek die verskil betaal." Jy sien geliefde, hy het opgerond. Dieselfde ding met Saggeus. Nee, Saggeus was 'n klein mannetjie en hy het in 'n wilde vyeboom geklim om te probeer om Jesus te sien. As jy nie die storie ken van Saggeus nie, hy was 'n bose bedrieër wat by mense gesteel het, by die Jode spesifiek, hy het by sy eie mense gesteel en hy het hierdie lewensveranderende oomblik van genade gehad toe hy Jesus ontmoet het en hy het besluit om nie net terug te gee nie, maar om terug te gee en op te rond, né? Hy het gesê: "As ek enigiemand van enigiets bedrieg het, sal ek 4 keer die bedrag terugbetaal." Ons lees daar in Lukas 19 vers 8. Geliefde, hy het opgerond. Jesus het hierdie selfde beginsel vir ons geleer. Hy het gesê as iemand vir jou as hy by jou 'n hemp eis, gee vir hom jou baadjie ook. As iemand sê gaan 1 myl, stap saam met my 1 myl, gaan dan 2 myl saam met hom. En so die volgende keer as jy wonder, moet ek 'n laer bedrag of 'n hoër bedrag op 'n fooitjie gee? Wees nie te seën en rondop. As jy 'n maaltyd vir iemand gaan maak, moenie net 'n maaltyd maak nie, maak 'n voorgereg en 'n nagereg, né? Want ek kan weet, meeste van ons is opgewonde oor nagereg. Want vrygewige mense, hulle rond altyd op. Wat ons nie doen nie, is ons gee nie net lukraak nie. Ons wag nie net tot ons meer het nie, maar vrygewige mense, hulle maak 'n plan en hulle rond altyd op. En hier's die ding. As jy vrygewig wil wees wanneer jy meer het, leer om vrygewig te wees wanneer jy
minder het. Jy besluit vooraf, want gee is nie net wat ons doen nie, vrygewig, buitensporig vrygewig is wie ons is. Dis meer geseënd, jy's gelukkiger, jy's vreugdevoller wanneer jy gee. Maar wat ek jou beloof, is dat dit nooit per ongeluk gaan gebeur nie. Geliefde, vrygewige mense, hulle beplan om te doen wat vrygewig is en hulle staan vas in hulle vrygewigheid. Ons wag nie tot later nie, ons maak nie verskonings oor hoekom ons nie kan nie, ons staan vas, ons het reeds besluit, ons beplan daarvoor en ons rondop hoekom, want ons dien die mees vrygewige God wat vooraf besluit het om sy seun te stuur en vir ons die uiteindelike geskenk van lewe en vergifnis in Christus te gee. En so, as 'n refleksie van wie hy is en wat hy gedoen het, besluit ons vooraf, ek is vrygewig. Ek gee nie net nie, gee is wat ek is. Dis wie ek is. Dis my identiteit om vrygewig te wees. So, ek wil jou aanmoedig vandag, as jy saam met ons ingeskakel het, geluister op die punt, besef dat vrygewigheid is die identiteit van die gelowige. So, ek wil jou aanmoedig, bid nou saam met my en kom ons bid so. So Vader, ons bid vandag, dat ons 'n kerk sal wees en daar waar jy is, ek hoop in jou hart, jy vertrou saam met ons en saam met beleef, dat ons 'n kerk sal wees, 'n gemeenskap van gelowiges, wat bekend sal wees vir buitensporige vrygewigheid. Dat ons weet, dit is baie meer geseënd om te gee, as om te ontvang. En Vader, vandag wil ek sommer vra, dat U vir ons sal bystaan en sal vir ons die vrymoedigheid gee en die durf sal gee, om 'n leefstyl te ontwikkel, wat altyd sê, ons plaas God eerste, ons soek eerste vir die Here, ons soek eerste sy koninkryk en sy geregtigheid, en dan sal al die dinge bygevoeg word. Daarom Vader, vra ons vandag vir U vermoë, om deur U genade vir ons 'n vrygewigheid los te maak in ons hart en ons gedagtes, dat ons mense sal wees, wat beplan om vrygewig te wees, en werklik U te vertrou, en te weet dat, wanneer ons kyk na U woord, dan is U die een wat vir ons in staat stel, om daar te kan wandel met durf en met ywer. En Here, dan dat ons ook gelowiges sal wees, wat sal oprond, dat ons altyd sal dink, wat kan ek meer doen, as net die minimum, juis omdat ons besef, dat God het sy seun vir ons gestuur, hy is die een wat eerste vrygewig was, die een wat eerste sy beste vir ons gegee het, en wanneer ons as gelowiges besef, dat dis deel van God se geskenk, en sy wese, en sy identiteit, is dat hy het eerste gedoen, en hy het sy beste gegee, dan word ons so as gelowiges geïnspireer, om ook so 'n seën te wees vir ander mense. Daarom vra ek, Here, kom werk in ons harte, kom werk in ons gedagtes, kom gee vir ons dissipline in die areas waar ons dissipline kort, waar daar nie asemhalingsruimte is in ons finansies. Ek vra ek, Here, dat U vir ons die vermoë sal gee om beter te beplan, meer vrygewig te wees, en wanneer ons dink oor spandeer, dat ons spandeerplan eerste vir U sal gee, en nie net op ons eie insigte te sal staat maak. Here, ons loof U en ons eer U en ons sê vir U so baie dankie vir U genade en liefde en U omgee. En ons bid dit alles in die mooi naam van Jesus. Amen en amen. Geliefdes, as jy nog saam met ons is, ek wil vir jou so baie dankie dat jy ingeskakel het en deur hierdie boodskap saam met ons gehardloop het. Vrygewigheid is 'n ingesteldheid van die gelowige. En vrygewigheid is nie iets wat outomaties kom nie. Dis iets waarvoor ons moet werk, ons moet arbei, ons moet strategies en bidend daarvoor beplan. En ek wil jou aanmoedig, kom ons hardloop en ons wees vrygewige mense, nie net met ons finansies nie, maar ook met ons tyd, met ons energie, ons talente en ons gawes, dat ons 'n seën kan wees vir almal om ons. Nou, gaan in vrede, totsiens.